dankie daarvoor. Kom ons maak ons Bybels oop by 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 is in my Bybel op bladsy 204. Ons gaan nou vandag uit Korintiërs lees wat Paulus sê oor die opwekking van Jesus. Dan gaan ons ook kyk wat sê Lukas in Handelinge, die vroeë kerk. Ons gaan kyk wat sê Johannes in Openbaring. En ons gaan kyk wat skryf die Hebreër skrywer. Een van die lekker vrae om vir katekisante te vra, as jy vir hulle vra, wie het die boek Hebreërs geskryf? As hulle nie, ek weet nie, dan sê jy, dis korrek. Ons weet nie wie is die skrywer van die Hebreërs nie, so die Hebreërboek se skrywer is vir ons onbekend, maar 'n aangrypende brief. Dis beslis nie Paulus nie, maar ons weet nie wie het hom geskryf nie. So 3 ander skrywers, vanmôre kyk ons na wat Paulus sê. Hy was bewus van die kruisiging, hy het geweet daarvan. Hy was by toe die eerste martelaar gesterf het, die diaken wat hulle met klippe doodgegooi het, Stefanus. Was hy by. Jong man, hy het die mense wat die klippe gegooi het, sy klere gehou vas. En dit het met sy goedkeuring gebeur. Hy was 'n vervolger van die kerk. En toe verskyn die Here Jesus aan hom, en hy was blind vir 'n hele klompie dae. En hy skryf hierdie brief. Die brief van Korinte is, wat ons lees vanmôre, is een van 2 briewe wat behoue gebly het. 1 en 2 Korintiërs wat in ons Bybel is. Dis 2 briewe wat Paulus geskryf het aan hierdie gemeente. Hierdie gemeente is gestig deur Paulus self hier so omtrent in die jaar 50 na Christus. So omtrent 25 jaar plus minus na die hemelvaart, na die Here se verskyning uit die dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Toe was Paulus met sy tweede sendingreis besig en hy stig hierdie gemeente. Maar ek dink nie in ons kerk het ons 'n gemeente wat so moeilik was soos wat hierdie gemeente was nie. Hulle was nou vol nonsens. Hulle het beklei met mekaar. Hulle het dronk geword by die nagmaal van te veel wyn drink. Kan jy glo? Party het te veel kos gehad, hulle het hulle vervreet en die ander het honger gelei. En die een het gesê ek loop agter daai aan, ek loop agter daai aan. Hulle was faksies. Paulus het baie moeilikheid gehad. Toe skryf hy vir hulle 'n brief en hy trap vir hulle van 'n kant af uit. Toe is hulle van baie kwaad. So kwaad dat ek gedink het, oeps, dat ek my verhouding met die gemeente so skade aan gedoen. Hulle gaan nooit weer na my luister nie. Toe skryf hy vir hulle hierdie brief. En hy begin 'n antwoord op van die vrae en die probleme wat daar is. Na hierdie brief het hy nog 'n brief geskryf. Hy noem dit, hy het 'n brief in trane. Ons praat van Paulus se tranebrief. Daai brief het al verlore gegaan. En toe skryf hy vir hulle 'n 4de brief wat by ons in ons Bybel 2 Korintiërs is. So as jy hierdie bietjie agtergrondkennis het, dit was 'n moeilike gemeente met baie moeilikheid. Paulus probeer dit hanteer. Hy sit sy bediening voor. Hy bly nie meer by hulle nie. Hy is nou in Efese. Hy's besig om 'n gemeente in 'n volgende stad te stig. Maar hy sit sy bediening, sy werk in die vorige gemeente voort deur briewe te skryf. Ek persoonlik hou nie daarvan om my neus in 'n plek te steek waar ek weg is nie. As jy 'n plek los, dan los jy, maar word jy deel van 'n nuwe gemeenskap. Maar hy het met briewewisseling het hy betrokke gebly by sy vorige gemeente. En ons leer geweldig baie oor die kerk van daardie tyd en oor wat hulle geglo het, waaroor hulle getwyfel het, wat die probleme was wat daar geheers het. So as dit nou lees, dan is ons by die begin van die 15de hoofstuk en party mense sê dis die heel belangrikste hoofstuk in die hele brief. Is hoofstuk 15. Party mense sê nee, hoofstuk 13 is die belangrike een. Dis die hoofstuk oor die liefde. Anders sê nie hoofstuk 12 is die belangrikste, dis die hoofstuk oor die gawes wat die Here vir sy kerk gee. Ek dink die hele brief is belangrik, maar in hoofstuk 15 kom Paulus by wat ons noem die kern van die evangelie uit. En daarna moet 'n mens mooi luister. En ek sê dit nou voor die tyd vir u, ek gaan net daarmee afsluit net ook. Dit gaan in hierdie hoofstuk daaroor dat die opstanding van die Here uit die dood, die opwekking van Jesus uit die dood, die begin en die einde en die hoeksteen is van die kerk. Paulus sê dit letterlik 'n bietjie later in die hoofstuk. As ons Here Jesus nie die dood oorwin het nie, kan ons maar die kerk se deure toemaak. Want dan is dit sinloos om 'n dooie God te aanbid. Die heidene, die afgodsdienaars doen dit. Ons aanbid 'n lewende Here. So dis die kern van die Christelike boodskap. En ek dink daarom wil ek saamstem met die mense wat sê dalk net is hoofstuk 15 van 1 Korintiërs vir ons wat lewe
vir ons wat wag op ons sterfdag, vir ons wat met die dood en met hartseer en pyn en ellende en teenspoed gekonfronteer word, miskien is dit tog die belangrikste hoofstuk in die Bybel, in hierdie boek, 1 Korintiërs 15. Kom ons lees dit met mekaar saam, ons gaan die eerste klompie verse lees, en dan net so 'n paar verse later, dat ek net vir die res van die hoofstuk, gaan ons nie by stil staan nie, ons gaan eintlik net by die eerste deel stil staan vanmôre. Wat Paulus vir ons probeer sê is dat die herskepingswerk, die opwekking van die Here Jesus, het regtig gebeur. Dis die waarheid, dis 'n bewysbare realiteit, wat ek moet glo en aanvaar, dit is so. Kom ons lees, dan kyk ons, hoe beredeneer Paulus? Kom ons lees dit, van vers 1 af, hoofstuk 15, 1 Korintiërs 15, in my Bybel op bladsy 204, ek lees weer vir die heel nuutste vertaling, die meer direkte vertaling, as jy kan volg dit in u Bybel, dit help nogal om 'n bietjie ook so ander woorde te hoor en te lees. Hy skryf daar broers, by baie van die Bybelkommentare sê hy, maar bedoel, almal, broers is eintlik ook die susters ingesluit, dis al die gelowiges. Ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vasstaan, waardeur julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangeliewoord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Ons sê Paulus verwys eintlik nou na sy werk, sy sendingwerk wat hy gedoen in die gemeente. Hy sê, dit wat ek nou vir julle gaan sê, het ek vir julle gesê. Daar was 'n tyd in die verlede toe julle dit geglo het, maar nou begin sommige twyfel. Sommige word selfs ongelowig en sê, ag nee, dit wat ons gehoor het kan nie die waarheid wees nie. Nou sê, kom ek sê dit weer vir julle. En nou sê hy, want die wesenlike, dit beteken die kern, die heel belangrikste, wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe, en is op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Dis beloftes wat vervul is. Hy het toe aan Sefas, dis nou Petrus se Hebreëse naam, aan Sefas verskyn, en toe aan die 12, daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. As die laaste van almal, het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. Paulus beledig homself eintlik verskriklik, hy noem hom die ontydige gebore, die een wat nie daar was, toe die Here op aarde was nie, wat hom nie persoonlik geken het nie, hy het self verwyd daaroor. Vers 9, want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander. Eintlik nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig. En daarvolgens het julle tot geloof gekom. Maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar nie 'n opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Nou kan ons hier na vers 20 toe gaan. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangezien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens, en dan verwys hy na Adam. Nou wil ek net vir in vers 35, die vraag wat Paulus waarskynlik gekry het is, wat word van die mense wat doodgaan? Want daar gaan nou mense dood, hulle die wederkoms van die Here Jesus baie gou verwag, sommer gou. Hulle het gedink, voor hulle sou sterf, kom die Here Jesus weer terug. En nou raak dit tyd van die oude mense begin sterf, van die mense wat Jesus geken, self gelees, gesien het met hulle eie oë, leef nie meer nie.
'n volgende geslag Christene is besig om nou die kerk in te kom. En toe sê hulle, maar wat word nou van die mense wat gesterf het? In vers 35 begin Paulus met die antwoord. Hy sê, iemand sal egter kan vra, hoe word die dooies opgewek? En met watter soort liggaam verskyn hulle? Dan begin hy sy antwoord met, dis 'n dom vraag, hoe dwaas? Wat jy saai, kom nie tot lewe nie, tensy dit eers sterf. En wat jy saai jy nie in die vorm wat dit sal aanneem nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou 'n koringkorrel of een of ander van die ander sade is. Maar God sal, soos hy beplan het, aan elkeen van die sade 'n eie vorm gee. Ons gaan baie kort aflei net om hierdie beeld net vir u weer 'n slag te verduidelik. Paulus lei eintlik sy antwoord in met 'n lang inleiding. Die mense het vir hom gevra, Paulus, wat word van mense wat doodgaan? Wat gebeur met jou liggaam? Wat word van die mens as jy doodgaan? En dit is natuurlik, en jy weet dit, die belangrikste vraag van wat die mensdom nog sy hele bestaan besig hou. Hulle sê daar is net 2 lewensvrae. Die eerste een is, waar kom ek vandaan? En die ander een is, waar gaan ek heen? En as ek daai 2 antwoorde het, dan weet ek min of meer wat om tussentyd te doen terwyl ek nou lewe. En dis eintlik wat die vraag wat die Korintiërs ook vra. Waar gaan ek heen? Wat gebeur met my as ek sterf? En Paulus lei sy antwoord in amper die helfte van 'n lang hoofstuk wat 58 verse bevat. Hy lei sy hoofstuk in met 'n groot verduideliking en 'n groot vasmaak van die heilsfeit dat Jesus 4 dinge gedoen het. Hy het eerstens het hy gesterf, volgens die skrifte. Die Ou Testament het gesê, die Messias kom, hy gaan sterf, maar hy gaan opstaan. So hy het gesterf. Dit het gebeur. Dit is voorspel en ons sal dit sien gebeur. Hy is begrawe. Hoekom begrawe? Want ons begrawe nie lewendige mense nie. Jy begrawe iemand wat gesterf het. So die begrafnis is die bevestiging dat Jesus nie in 'n skyndood was nie. Hy was nie in 'n koma nie. Hy was dood. Hy was in 'n graf. Dit het gebeur. En toe is hy opgewek. Die graf het leeg geword. Hoe verduidelik die Bybel nie vir ons nie? Net so min as wat die Bybel vir ons die skepingsproses verduidelik. Net so min verduidelik die Bybel vir ons wat daardie oggend in die graf gebeur het. Dit is 'n goddelike magsdaad, oorwinning oor die dood. Jesus Christus het opgestaan. Eintlik is opgestaan nie die regte woord nie. Eintlik is opgewek die regte woord. Want ons staan in die môre as ons klaar gestaan het, slaap, dan staan ons op. Dit is vir ons 'n bekende term. Dit is baie meer wat daar gebeur het. En dan interessant, sê Paulus 6 keer. Hy sê net 1 keer, gesterf, begrawe, opgestaan, opgewek. Dan sê hy 6 keer, verskyn. 6 keer. Asof hy dit nie genoeg kan sê nie. En Paulus doen dit doelbewus, sodat mense wat hierdie brief lees in die jaar 2025, moet weet, daar was regtig getuies van hierdie gebeure. Dit het gebeur. Paulus sê mense, asseblief, as julle hierdie kernwaarheid nie aanvaar en glo, en as dit nie jou lewe bepaal nie, los die kerk, gaan huis toe, gaan eet en drink en geniet die lewe, want as daar geen lewe nie, dan bestaan die lewe nie vir jou nie. Dan is die dood vir jou 'n einde. Dan moet ons die kerk toemaak. En die kerk nie reg om te bestaan nie. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar, dat die kerk juis bestaan, nie omdat Christus gesterf het nie. Baie mense is gekruisig in daai tyd, baie. Ons weet nie eens meer hulle name nie. Baie mense is begrawe. Daar is oor baie dooie mense gehuil. Ons ken nie eens meer hulle name nie. Maar hierdie een man, in 'n klein onbekende landjie, in 'n omgewing waar hy maar minder as 100 kilometer in omtrek geloop het. Niks gedoen het nie. Nie 'n boek geskryf nie. Nie eens 'n skildery of 'n penskets van hom agtergelaat nie. Niks. Al wat hy gesê het, is ek is die seun van God. Gaan vertel dit vir die mense.
van sy dood, van sy begrafnis, van sy verskynings en lewendig word, was so belangrik dat dit die wêreld op sy kop gekeer het. Jesus het eers aan Sefas, die Hebreëse naam van Petrus, verskyn. En is dit baie interessant, en ek hoop die vrouens voel vanoggend so effens geafronteerd, dat Paulus in die hele lys van getuies wat hy aanhaal, nie eens eenmaal 'n vrou se naam noem nie, want Jesus het verseker ook aan vrouens verskyn. Dink hy was 'n bietjie van 'n chauvinis, nie noodwendig nie, hy het maar geleef in 'n tyd waar vrouens min waarde gehad het. In die tyd waarin Paulus geleef het, kon 'n vrou nie as 'n getuie in 'n hofsaak optree nie, want haar getuienis was nooit aanvaar nie. En dis die groot rede hoekom Paulus maar mense noem wat net manlik is. Petrus, hoekom Petrus? Petrus was tot daai stadium reeds die gesagsfiguur in die kerk. Hy was die rots, in 'n sekere sin wat Jesus gebruik het. Hy was die leier van die kerk. Petrus was die hooggeagte leierfiguur in die Christelike kerk in daardie tweede, derde dekade van die kerk se bestaan. Hy het aan Petrus verskyn. So as hy nou gaan dink, wie kan ek aanhaal of gebruik as 'n geloofwaardige getuie? Kom ons vat vir Petrus. As die mense met hom praat en hy sê dit is die waarheid, dan gaan hulle glo dis die waarheid. Die tweede wat hy sê, hy het ook aan die 12 apostels verskyn. Hy het ook aan hulle verskyn. So, daar lewe nog. Hier en daar was 'n paar van hulle wat dalk nou ver was of op 'n ander plek. Hulle het baie van hulle het gesterf in daardie dekade toe Nero keiser geword het. Maar gaan praat met die apostels. Hy het hulle almal verskyn. En dan sê vir ons 'n interessante ding waarvan ons nie weet nie, waarvan die evangelies ons nie vertel nie, dat hy aan meer as 500 mense tegelykertyd op een geleentheid verskyn het. En Paulus sê hulle lewe nog. 'n Paar is al dood, maar gaan praat met hulle. Gaan toets of ek die waarheid praat. En toe het hy ook, en dan noem hy interessant, in 'n snaakse volgorde, noem hy vir Jakobus. Jakobus was die broer van Jesus. Aanvanklik het Jesus se aardse broers, die ander kinders van Josef en Maria, nie hom aanvaar as Messias nie, maar toe hulle tot geloof kom, het hulle dit met oorgawe gedoen. En Jakobus was die leier van die kerk in Jerusalem. So naas Petrus was Jakobus 'n goeie ou om in hierdie saak te kom getuig. Kom, gaan praat met Jakobus ook. Interessant dat Jakobus die eerste martelaar was. Die eerste een wat gesterf het as martelaar ter wille van Christus. En dan sê Paulus, en toe die Here Jesus ook aan my verskyn. Het ook aan my verskyn. Ek, die ontydige gebore, die een wat die Here vervolg het ook aan my verskyn. Hy Paulus. Ja. Hy sê, ek het hom gesien. Ons weet hy verwys na die Damaskus verhaal. Toe hy blind geword het en die Here vir hom gesê het, Paulus, wat doen jy? Hoekom vervolg jy my? En het die Here moeite gedoen om aan hom te verskyn. Paulus noem homself die misgeboorte, die ontydige geboorte, die ene wat eintlik nie gebore moes gewees het nie. Die gebrekkige, minderwaardige. Maar wat 'n werk het hy nie gedoen nie. My broers en susters, ek wil vanmôre vir u vra of u glo. Nie of u kan bewys nie, maar dat u die waarheid van Jesus se opstanding uit die dood aanvaar as 'n feit. Ek kan nie dit met baie ander dinge vergelyk. Aanvaar Jan van Riebeeck het aan die Kaap geland met 'n skipie uit Nederland. Ons aanvaar dit maar. Ons sien die gevolge, hier sit ons baie van ons sou waarskynlik nie gewees het nie. Aanvaar jy dat daar 'n man met die naam van Ronald Reagan president van Amerika was? Het jy hom ontmoet? Het jy sy hand geskud? Of het jy maar die koerante op die TV gesien van hom? Of praat ons van Napoleon Bonaparte, of praat ons van Archimedes of Aristoteles, of kom ons praat van die ander filosofe, die mense wat eeue gelede, selfs voor Christus geleef het. Ja nee, ons aanvaar ons, het hulle geskrifte ons. Ja nee, daar was sulke mense. Maar om een of ander rede aanvaar die mense nie die blote, aardse, werklike feit dat daar iemand soos Jesus was, wie se ma op aarde Maria was, en as 'n timmerman in Nasaret groot geword het, vir 3,5 jaar lank rondgestap het,
en die evangelie verkondig het nie. Nee, dis te goed om waar te wees. Al die ander historiese figure aanvaar ons. Terwyl al die ander mense wat ek genoem het, invloed gehad het op die wêreld, op ons leefwêreld. Maar geen mens ooit in die geskiedenis, die ganse geskiedenis van die mensdom, het so 'n geweldige invloed gehad as hierdie eenvoudige man in 'n klein landjie Palestina, soos Jesus van Nasaret nie. Niemand nie. Letterlik. Gaan kyk na die mediese wetenskap. Dit het sy ontstaan in die gesindheid en die woorde, die etiek, die manier waarop God die mens anders laat dink het, deur Jesus se woorde. Gaan kyk na die sterrekunde. Gaan kyk na elke soort wetenskap wat daar is. Gaan kyk na die politiek. Gaan kyk na wetgewing. Wat lande deesdae gebruik, wat regverdigheid, billikheid moet bevorder. Dit was nie voorheen so nie. Geen persoon ooit in die geskiedenis het die wêreld so radikaal verander nie. Ver buite die grense van die Christelike godsdiens. Gaan Indië toe. Gaan kyk na die nalatenskap van Mahatma Gandhi. Waar het hy sy filosofie, waar het hy sy denke gekry en ontwikkel? In die bergpredikasie. Gaan kyk na baie godsdienste, gaan kyk selfs na kommunisme. Waar kry kommunisme die gedagte dat ons alles met mekaar moet deel? By die Christelike godsdiens. Natuurlik verwronge en God daar uitgehaal. Maar op 'n baie eienaardige manier is daar feitelik geen denkrigting, geen wetenskap, geen menslike prestasie wat nie ergens sy wortels in die geskiedenis, in die Christelike godsdiens het nie. Daar het so ongeveer tussen 5 en 7 eeue gelede meer as 100 universiteite oor die wêreld heen ontstaan. Uit en uit as gevolg van die Christelike evangelie. Waarvan Cambridge en Oxford en baie van die bekende universiteite oor die wêreld voorbeelde is. Mense het eers in kloosters, in donker gerookte kamertjies gesit, en die Bybel bestudeer en verder begin kyk. En uiteindelik is die een wetenskap na die ander gebore, uit die teologie, uit die bestudering van God se woord en God se skepping. Dan sê mense, ja, ek glo al die ander mense was regtig mense. Maar die feit dat Jesus gekom het en werklik geleef het, dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgewek het, en dat ons 'n lys van getuies kan kry wat sê, ek het dit gesien, ek het dit beleef, dis die waarheid. Paulus sê, as ek hierdie ding voor 'n hof bring, gaan die hof my gelyk gee. Dis waarom hy dit so beredeneer. Nou sê hy vir een van my vanmôre, hy glo dit, maar dan, as jy glo dat die Here Jesus lewe, dat hy opgewek is, dat hierdie wonder gebeur het vir jou, watter invloed het dit op jou lewe? Raak dit vir jou op die manier waarop jy lewe? En daarom gaan hierdie hoofstuk voort en hy praat daaroor en hy sê, moenie bang wees vir die dood nie. Alles is onder beheer. Want Jesus het gesterf en hy het opgewek, hy lewe. En hy is die eerste een. As dit beteken, as die eerste een beteken, dan is 'n tweede en 'n derde en 'n vierde en 'n miljoenste en 'n 10de en 'n 20 miljoenste een. Daar gaan mense volg. En ek gaan agter Jesus aan leef en ons gaan soos hy opgewek word. Op 'n tyd, op 'n dag en datum, gaan ons ook opgewek word. Dis wat die Bybel sê. En as Jesus nie opgewek is nie, nou ja, dan is dit 'n dooie godsdiens. Maar as Jesus opgewek is, dan bid ons 'n lewende Here, wat sê, maar ek het jou so lief, ek verander ook jou lewe.
Wanneer gaan ons dit kry? En dis die probleem met ons Christene vandag. Nie eendag nie, nou reeds. Eintlik het ek dit gekry dag toe ek gedoop is. Dit is my, jy's myne. Jy leef reeds in my. Ek het jou gekies. Dan sê ek, ja, maar ek was gister by begrafnis. Ons het gister vir Tannie Mara Olivier begrawe op Hartswater en ons het vir Willie Becker begrawe op Lykshoë. Hulle is dood, hulle is weg. Ek verlang, ek staan by 'n graf. Die mens is dood. Dan sê Paulus, maar is jy nou dom? Hoe kan daar nuwe lewe kom as jy nie eers gesaai word nie? Dan moet die dood, die nuwe lewe begin juis by die plantproses. My dood is nie meer 'n weggaan en 'n einde in 'n gat sonder 'n bodem waarin ek val nie. Dis 'n deurgang. Dis deel van 'n proses. Dis nie die einde nie, dis 'n nuwe begin. Want ons plant 'n koringkorreltjie. Nou jy weet hoe lyk 'n koringkorreltjie. Maar die wetenskaplikes jou sê en daai koringkorreltjie is die volle potensiaal van 'n plant wat vrug gaan dra, wat gaan blom, wat groen gaan wees. Vir geen oomblik, as jy vir 'n kind sal vra wat is die ding koring en wat is daai plant, is ook koring. Dis sê van maar dit kan mos nie wees nie. Ja. Die groen, lewendige nuwe plant is totaal anders, nuut, lewenskragtig. Lyk nie eers naaste by soos daai koringkorreltjie nie. Maar dis dieselfde. Daarom sê Paulus 1 ek, as ons sterf ons as mens. As ons opgewek word ons nie opgewek as engeltjies nie. Ons word opgewek as mens. Volledig mens. Die dood is 'n vernedering, dit verbreek my in my menswees. Ek word minder mens, ek word 'n lijk en ek word begrawe. Daarom is die dood pynlik, dis 'n verskeuring. Dit hoort nie so nie. Maar daar kom 'n dag dat hierdie liggaam van my opgewek sal word soos wat die Here Jesus opgewek is. En ek gaan bekleed word met 'n hemelse liggaam. En ek gaan leef nie in die tyd met 'n horlosie wat weer aftik na 'n nuwe einde toe nie. Daar gaan nie meer tyd wees nie. Want ons gaan by God wees. En wie by God is in die hemel. Paulus beskryf dit nie vir ons verder nie. Hy laat ons met die misterie deur bloot te sê, moenie hieroor vir jou kwel nie. Alles gaan presies dieselfde bly, maar dit gaan totaal anders wees. God sal daarvoor sorg. Want jy in jou verbintenis met die Here, en ek is nie ewigheidswesens nie. Ons kry ewigheidsstatus deur Jesus Christus wat dit vir ons verdien. Die dood is nie die einde nie. Daarom sluit Paulus hierdie hoofstuk af en ek wil dit vir u lees in die laaste vers. As hy nou klaar gepraat het oor die dood en ek wil dit amper saam met Paulus vanmôre vir u doen. Want my sukkel 'n bietjie om nie fatalisties te word. Die fatalisties beteken dat die doodsgedagtes oorheers my. Ek kan nie verder dink as ek moet doodgaan nie. Nee, ons moet nie so lewe nie. Paulus sê die volgende woorde, hy sê daarom, nou dat julle weet dat Christus afgereken het met die dood, wees standvastig, onwrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. As jy vanmôre stamp in die rug voel, dis die Bybel. Dis Paulus en die Heilige Gees wat sê, mens, hou op worry oor dood. Jy is op aarde om te lewe. Gaan lewe voluit. Gaan geniet die lewe. Maar wees bewus daarvan dat Jesus opgewek is uit die dood. Jou lewe is nie te vergeefs nie. Jou lewe het sin. Jy maak 'n verskil. Wees lief vir ander. Wees iemand vir wie mense kan lief hê. Getuig vir die Here. En so nou en dan as dit nodig is, kan jy iets daaroor sê ook. Maar wys vir die mense, hoe lyk 'n kind van die Here? Paulus gebruik hierdie vraag. Wat gebeur as ek doodgaan? Gebruik hy om 2 dinge te doen. Hy gebruik dit om die werklike, die heilsfeit, die gegewe, die ding wat ek moet aanvaar, dat dit regtig gebeur het, van Jesus op aarde, sy sterwe, dood en opwekking, om dit te bevestig. En hy gebruik dit om ons vrees vir die dood weg te vat. Om sin te gee aan die lewe.
Wat is sin in die dood? Eintlik net een. Dit beklemtoon die lewe. Dit beklemtoon die belang van die lewe. En God is die een wat lewe skep, wat die lewe herskep het, en in Christus sy skepping, en vir u en my, nuut gemaak het. Glo dit. Kom ons doen dit vanmôre, ons glo dit, en ons gaan lewe. Amen.